Goeiemôre aan elkeen in hierdie hartseer tyd. My geliefde, mag die Here vir jou vrede bring wat alle verstand te bowe gaan. Toe ek daar buite staan, toe hoor ek daar's 'n paar mense wat Engels praat. So welcome to one and all on this sad occasion. May God grant you peace that surpasses all understanding. Ek gaan vra daar waar jy sit, laat ons hoofde gaan buig en ons oë toemaak. Baie dankie. Ewige Vader, en ons sê ons enigste Vader, want so sê die woord. Here, ons is hier vergader met swaar harte om afskeid te neem van Eileen. Maar ons weet, is die Alpha en is die Omega, is die begin en is die einde. En net soos wat die woord sê in Engels, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, en who's yet to come. En dis die God wat ons dien. Here, so ons wil die eer, want daar is nie 'n naam bokant die naam van Jesus Christus. There is no other name that is above the name of Jesus Christ. There's no other name that is more supreme than the name of Jesus Christ. Here, ons dankie vir Eileen se lewe. Ons dankie dat ons deel kon gewees het van haar lewe. En Here, ons dankie vir die mooi herinneringe wat sy nagelaat het en aan nagedagtenis. So Vader, ons wil U eer, want ons weet, laat die dood verslaan is, en laat die dood geen, it holds no power over us. In Jesus naam. Amen. Amen. Dit lyk as hulle sê amen. Amen. My geliefde, ons is hier vergader in liefdevolle herinneringe aan Eileen Alex Visser, gebore die 18de van die 11de maand 1956. So she was not old. Sy was nog jong. Oorlede die 25ste van die 4de maand 2026, om ons laaste keer kon betoon, afskeid te neem, en dan het sy bynaam gehad, Alex, om Alex se lewe te herdenk. Amen. Die almagtige God het nog 'n ster gesoek om in die hemel te skyn. Hy het ons dierbare moeder, tannie, suster en vriendin, Eileen Visser, gekies vir sy hemelsryk in die ouderdom van 69 jaar, 5 maande. Ons weet dat sy nou veilig is in Jesus se arms. Sy sou altyd met liefde onthou word deur haar dogter Charlene Visser, sissies, boetie en vriende. Waar is die boeties? Bly in Amerika. Ja, hy is slim. Welcome, sir, and may God just bring you peace. Ons dank die Here vir livestreaming, hè? Nou kan ons met ons geliefdes praat, en hulle kan sien presies wat aangaan. Die lewe is kort. Leef dit. Liefde is mooi. Voel dit. Herinneringe is vir altyd, bewaar dit.
Want dis die enigste wat ons oorred in die lewe. Is dit nie waar nie? En die lewe is so kort. Die mense wat ons lief het, verlaat ons nooit regtig nie. Hulle leef net voor in die herinneringe wat ons koester. My geliefde, ek wil eintlik hulle vra, wie skryf hierdie begrafnisbriefies? Want baie kere die briefies wat hulle skryf, is nie skriftuurlik nie. You need to know that we don't become angels. We are more precious because God has got a legion of angels. En dis waar hulle fout maak. Jy is kosbaar. Jy is spesiaal en jy is waardevol en God ag jy hoog, jy is die appel van sy oog. He's got his ministering angels. Die mense skryf mooi briefies, hulle skryf mooi liedjies, maar die einde van die dag, as jy mooi kyk, baie van die goed is nie skriftuurlik nie. Ons moet skryf wat in die woord staan. Is dit nie so nie? Die skriflesing, en ek hou van hierdie skriflesing, want hierdie skriflesing is 'n belofte. En hierdie skrif kan my in die brand raak. Johannes 11 vers 25 en 26 sê hy, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe sy ook, of hy ook. En elkeen wat lewe, hy praat van ons. En in my glo. En as ons praat in my glo, is dit verhouding. Sal in ewigheid nooit sterwe nie. Dan sê hy op die einde glo jy dit. Maar dit vat, my geliefde, dit vat 'n verhouding. You mustn't look too serious, because then I'm going to come fetch you. Amen. Ek gaan vra daar, hierdie plekkie is so klein, daar waar jy sit, kom ons sing hierdie mooi liedjie. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om te dien. Sien wat sê ek? Sien wat sê ek? My geliefde, wat se vriend het ons in Jesus? Hy wat in ons plek wil staan. Gister doen ek 'n begrafnis, dan kan jy sien
vir my die belangrikste ding om op 'n begrafnis te preek, is bekerings. Ons kom om die persoon se lewe te herdenk. We've come to celebrate and make it a celebration. Maar die einde van die dag is die vraag, is ek gereed om hierdie pad te stap? So am I ready to walk this road which Helene's walked? Want skielik het sy gevoel, sy voel nie lekker nie. En sy is dokter toe het sy operasie gehad en skielik sterf sy. Nou luister mooi na my. Hoeveel van die mens, meneer, gaan spyt hê die dag as ek en jy voor die koning, die skepper, gaan staan? Wat sou Helene gesê? Want sy het geweet, sy moes deur daai operasie gaan. Sy moes deur daai pyn, daai lyding gegaan het. En gister kon ek sien terwyl ek preek, daar seker mense wat aanstoot neem. Weet jy hoekom neem hulle aanstoot? Want die sonde is te lekker. Die wêreld is te lekker. En ek is een van die predikers, I will never, want dit gaan oor die siel. En die Bybel sê nie een siel moet verlore gaan. Jy kry hulle wat sê ek glo niks. Man, you do believe in something. Maak nie saak wat ek glo niks in. Hoe het jy hier gekom? Jy het hier gekom deur jou moeder se skoot. God het bepaal dat jy hier sou kom, want God het 'n plan gehad met jou lewe. Ek gaan luister, ek gaan sing by begrafnisse, ek gaan luister as my vrou gaan livestreaming doen, dan luister ek, my geliefde hoor my hart, want die mense dink jy's daar om te oordeel. Dis God se werk, dis die Heilige Gees se werk, dis nie my oordeel. Maar dis my werk om die waarheid vir jou te bring. Dis my werk as prediker om vir jou die waarheid te, want die einde van die dag, soos wat jy hier sit, is jou bloed op my hande. So as ek vir jou gaan jok, en die Bybel praat nie van jok, die praat van lieg. En dan dink jy, yes, maar bietjie kras. So as ek nie die waarheid gaan bring nie, gaan die Vader vir my sê, Roy, gaan weg. Ek ken jou nie. Baie van my mense het verlore gegaan, want jy het gelieg. Is dit nie so nie? Is die plek is stil? Jy sal hulle kry, hoor my. Baie van hulle na die tyd bel my of hulle vat my aan. My geliefde, wanneer die waarheid praat, is dit nie oordeel nie. As ek, hier is my riglyn. Hier is my riglyn. This is my guideline. En die Here gee vir my opdrag om die waarheid te preek. Ek kyk net na die megakerke wat so val. You know why? Because their hearts are not contrite. It's about money. It's not about Jesus Christ, the Son of God. So ek en jy kan hierdie boodskap aanvaar vandag, of ons kan sê, dis nie vir my nie. Ek het dit baie in my lewe gesê, dis nie vir my nie. Want weet jy wat ek was? Die sonde was te lekker. Die bikes was te lekker. Die dinge was te lekker. En vir my was die kerk vervelig. Tot die dag wanneer jy rock bottom slaan en jy roep uit na lewende God en hy besluit, dis my kind. In Jesaja 43 vers 1, dan sê hy het jou geroep by naam, hy ken elke haar op jou hoof, dan sê jy uit myne. Ek dink net aan die twee mans wat aan beide kante gehang het.
Hulle albei het hom gespot en die een het besef, maar hier is die meester. Wat het hy gesê? Hy het gesê, Here, dink aan my wanneer u in die paradys inkom. Wat het Jesus gesê? Vandag. Hy het nie hom gevra, wat is jou sonde? Hy het hom nie gevra of hy bekeerd is nie. Hy het hom nie gevra of hy gedoop is nie. Hy het hom geen vraag gevra nie. Hy het gesê, vandag sal jy met my wees in die paradys. My geliefde, weet jy wat hê? Ons dink ons het baie tyd. Ons dink ons het baie tyd. Wie het planne vir die naweek? Sien, een is eerlik. Who's got plans for the weekend? Come on, put up your hand. You see the majority have got plans. Maar nie wetend, wie, as sy kom praat, sal sy vir jou sê, leef vir die oomblik, want miskien gaan môre nie kom nie. Ons dink ons is hier vir ewig. Ons dink ons kan leef soos wat ons wil. Maar die dood vra nie. Ek dink aan 'n vriend wat 'n ondernemer is. Sit en eet. Hy lê nou en wag vir hartomleiding. En hy kry 2 hartaanvalle. Het hy geweet die oggend toe hy wakker word, laat hy 2 hartaanvalle sou gekry het? Nee, hy het nie geweet nie. Maar in daai toestand het hy gevra, sal jy asseblief vir pastoor Roy vra om vir my te kom bid? En my eerste ding is jou lewe reg met Christus. My geliefde, weet jy wat die mense verstaan nie? As jy hierdie ding vat, en hy sê vir jou rus en vrede, rus sag dan nie. Ek gaan jou eendag weer sien. Dan wil ek jou die vraag vra, hoe weet jy? Hoe weet jy? Jy weet nie. Maar daai wat 'n verhouding het, ek preek teen godsdiens. I preach against religion. God is nie van godsdiens nie, dis van verhouding. Want hy het jou lief. En al gaan jy deur die dal van doodskade weer, en jy het 'n verhouding met hom, hoef jy niks te vrees nie, want nou stap ek met die skepper van die heelal. Maar as ek nie 'n verhouding het nie, gaan ek so alleen nakend deur die dal van doodskade weer gaan. En wat gaan dan gebeur? My geliefde, vrees. Want ek weet, ek gaan nie die koninkryk van God beerwe nie. Ek gaan na 'n ander plek toe waar ek nie wil wees nie. When I'm prompted to preach, I'm not perturbed who says what, who does what. And today I'm prompted to preach. Ek moet luister wat die Gees vir my gee. Ek moenie my eie ding. Want 2 dae, Woensdag was ek na 1. Hulle het 'n herdenkingsdiens gedoen. Maar my geliefde, nie een keer was Jesus se naam genoem. Don't be foolish. Don't be foolish. Nie een keer. Toe sit ek toe dink ek, wanneer gaan hierdie man nou praat oor die koning? En oor die ewige lewe? Want as jy hier kom, is dit die einde. Wanneer jy hier kom, is dit finaal. Jy kan nie terugdraai. Om te sê, maar Vader, ek moet dit of dat doen. Jy kan dit vat of na die tyd vir my. Dit is seker. Elke knie sal buig en bely Jesus Christus as Heer. Hy sê, jy kan nie 2 gode dien. Een sal jy lief hê, een sal jy haat. Hy sê, of jy is vir my, of jy is teen my.
So ek en jy moet besluit vandag, is ek vir die Vader, of is ek teen die Vader? Want daar is 'n nagevolg, wanneer hy vir jou gaan sê, op my diensknegt, op uit vir die, gaan vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Ek het hier gekom en ek het dink, Here, hier gaan ek rustig wees. Charlene, I thought I was going to be calm and collective and the Lord comes and changes everything. Want weet jy hoekom? Mense luister mooi. Niemand sal eendag kan sê, ek het nie gehoor nie. Niemand sal ooit kan sê, ek het nie gesien nie. Vandag sien jy en hoor jy alles. You can get, some of them get very mad. Oei, van hulle stap sommer uit. Dit sal jou teen jou tel eendag. Want God word nie gespot nie. My geliefde, dis jou kans. Wat sal die leuen sê? Weet jy wat my gegryp het vanaf? Sy het gesê, maak altyd vrede voordat die son sak. Maak altyd vrede voordat, wat sê dit ook vir my? Ek moet vrede maak met my Skepper. Dat ek weet eendag, hierdie is nie die einde nie. Hulle sê vir my, Pastor, but it's the end. It's not the end. You don't read the word of God. The best is yet to come in Isaiah. En dis die ewige lewe. Om te dink, jou moeder sal nooit weer siek wees nie. Sy sal nooit weer siek wees nie. Sy sal nie ly nie. Sy sal nie oud word nie. Want die dood het verslaan op Golgotha. He said it is finished. The war is over, the battle has been won. Maar jy kan vandag, of dit vat, of jy kan sê, nie vir my nie. Want my ek het dit gesê, en ek is spyt ek het dit eendag gesê. Van as dit stil word, dat die Gees die kans gee. Want hy alleenlik kan oortuig. Hy alleenlik kan vertroos. Hy alleenlik kan jou die vrede bring, my geliefde. Ek sê altyd vir die predikers, wanneer laas het jy vir 'n siel gehuil? Die probleem is, die mense lees nie hierdie ding nie. Hy sê, my mense gaan teen gronde van gebrek aan kennis. Weet jy, laat hy sê, eendag gaan hy jou gooi in die poel van vuur. Al is hy God van genade, maar jy kies waar jy wil wees. God kies nie jou eindbestemming nie. Jou lewe wat jy gelei het, bepaal jou eindbestemming. Die lewe wat jy gelei het. En vandag kry jy onvergewensgesindheid, bitterheid, jaloesie, haat, trots, die oudste sonde wat daar was. So my geliefde, hoor my hart. I'm not here to condemn, I'm not here to show fingers. Ek het gekom om vir jou die waarheid te preek. Ek het gekom om die waarheid te preek. Lees net die voetspore. Ek wil oor voetspore gepreek het. As jy terugkyk en jy gaan deur 'n moeilike tyd en jy sien net een ry voetspore, dan dink jy maar, Vader, waar was U toe ek deur die siekte gaan, die lyding, die pyn, die hartseer, die tyd van vandag. Vader, was U, hoekom moes ek alleen deurgegaan het? Why did I have to go? En die Vader draai om en sê, dis die tyd toe ek jou gedra het. Dis die tyd toe ek jou gedra het. Ek sal jou nooit verlaat of begewe. Ek is met jou tot op die heel einde. Want jy is myne. So my geliefde, maak seker van jou saligheid. Listen to me nicely.
Wat 'n sekerheid het ek en u vandag? Net een ding, hulle noem hom die dood. En jou ma het dit gesien. Onthou wat jy vir my gesê het. Een oomblik oké, die volgende oomblik weg. Ons moet altyd gereed wees van die dood vra nie. Mense dink die dood is totale donkernis, dat dit die einde is. Ons praat van die ewig gaan. In die hemel is dit die ewigheid. Geen siekte, lyding, hartseer, ouderdom, dood nie. 'n verheerlike liggaam. Ons noem dit afskeid, in die hemel is dit reunie. Ons noem dit die graf, in die hemel is dit die deurgang. Ons sê tot ziens hier, maar in die hemel is dit welkom. Hier rou ons terwyl ons geliefdes in die volheid van 'n nuwe lewe lewe. My geliefde, as ons net weet, sou ons nie vir hierdie persoon geruil het sê, ons sou vir haar gevra het, of ons te ruil. Kyk na hierdie wêreld. Kyk na hierdie wêreld. Dit is in 'n gemors. Dit is in chaos. Daar gaan 'n tyd kom waar die Bybel sê jy sal geld hê, maar jy sal nie brood kan koop nie. Sien, waar die mense nie van die waarheid nie. Mense nie van die waarheid nie. Kies terwyl die genade deure oop is, want hy is besig om toe te gaan. Nou die dag sê 'n man vir my, God het my hirten verlaat. Ek sê nee meneer, jy is verkeerd. Jy het God verlaat. Maar hy sê, waar is die Here in al hierdie dinge? Weet jy kom is ons in al hierdie goed? Deur boosheid. Deur sonde. Dis kom ons deurgaan wat ons deurgaan. Amen. Want hy kom vir 'n heilige bruid. He's coming for a bride, sir, a man without spot and blemish. He's coming for a holy man. So vat dit of sê rooi is nie vir my nie. Nie vandag nie. Tweede ding waar ek oor preek is familie. Kom aan. Daar is families waar alles lekker is. Daar is altyd vrede, hulle gee om vir mekaar, maar daar is ook families, vra vir die predikers, wat nie meer familie is nie. En in die boek van Openbaring vertel hy vir jou, op die einde sal familie draai op familie. Of hulle praat nie met mekaar nie. Tot by begrafnisse. Een sit hierdie kant, een sit daai kant. Why have you come? Maar het gesê, wees die vredemaker. Amen. My geliefde, wat beteken jou familie vandag? Is hulle kosbaar vir jou? Vertel jy julle elke dag iets lief vir hulle? Of neem jy dit vanselfsprekend? Ek weet van 'n jong man wat sy pa geklap het, gesteier tafel toe, en hy is oorlede. Stond toe vir 15 jaar. Kom aan, is ons lief vir mekaar, sê ons daagliks vir mekaar, ons is lief vir mekaar, wys ons dit, of is dit net woorde? Baie keer is dit net woorde. Sorry, het is net woorde. Eendag, dit was so ernstig, roep ek, of wat voorsit, ek sê, kom, staan hier en kyk hoe ernstig is die mense. Want as jy die waarheid, they don't like it. En nie eens lang as dan nie, het gaan sit. My geliefde, nou gaan ek 'n ding doen. Net om die ys te breek. Staan op. Draai na die persoon langs jou. Gee my druk en 'n soen.
So die ys is gebreek. Die ernstig is verby. Onthou net, jy kan nie sonder Christus lewe, en jy kan nie sonder Christus sterwe. Hy is die weg en die waarheid, en niemand kom tot die Vader, behalwe deur Jesus Christus, die Messia. Al die gode is in die graf. Wys vir my een wat nie in die graf is. Hulle is almal dood, they dry bones. Hulle is in die graf. Maar Christus sit op die regte hand van God die Vader en pleit vir jou siel. Amen. Ons kan maar sit. Hulle gaan sê hierdie pastoor is te ernstig. Eendag moes ek 'n diens gaan doen en die ondernemer bel my terug en sê, they said you too churchy. 2 maande later bel sy my weer, selfde familie, die tweede persoon wat dood is, en ek sê vir my pel, gaan preek. Die ondernemer bel terug en sê vir my, hulle sê, he's actually too churchy. My geliefde, spyt kom te laat. En spyt is 'n bitter pil om te sluk. Dink net die dag as jy daar staan en jy stuur jou weg. Dink daar net aan. Wat se preek gaan dit ons vat om te verander? Wat se preek gaan dit vat? Want ons gaan Sondag kerk toe, Sondag huis toe. Sondag kerk toe, Sondag huis toe. Maar ons bly dieselfde. Maar Christus bly nie dieselfde. Dis kom hy Sondag. Dis kom hy God kontak gegaan het. We can say what we want to. Nou kom ons na die mooi. My geliefde, nou luister mooi, hè. Hoe weet jy dit was nie jou laaste lag? Hoe weet jy dit was nie jou laaste soen? Hoe weet jy dit was nie die laaste keer wat jy kon sê ek is lief vir jou? En skielik, tot Jimmy Abbott, skielik, haar hand val weg. En ek kan hulle noem van skielik. Jy sien en iewers skielik as jy nie meer, jy ry hier uit om waarever julle gaan hierna om te gaan celebrate en jy kom nie daar nie. Maak seker. Nou gaan ons van 'n moeder praat. Amen. Amen. Die hart van 'n moeder. My wife always said to me, you know, when God made you men, He blew into the dust. But when He made us women, He took His time. He took His time. And you slept. Die hart van 'n moeder. Toe God moeders gemaak het, het Hy elke moeder 'n hart gegee wat baie spesiaal is. Hey, wat baie spesiaal is. 'n Hart wat lief het sonder ophou. 'n Hart wat omgee en bid vir haar familie. You need to be a praying mother, because there's no more. Men don't carry the power when it comes to prayer like a woman. I've seen it. Want hulle hou nie op bid nie, hulle bid en hulle bid en hulle bid. As hulle kinders verslaaf is, whatever the case may be, hulle bid sonder ophou. So ons moet bid sonder ophou. 'n Hart van vergifnis. Sy het gepraat daarvan vergifnis. So sy het 'n hart van vergifnis gehad. Vergewe 7x7. 70x7. En dis die probleem van vandag. Mense vergewe nie mense nie. Hulle hou dit teen hulle. En my geliefde, dit sal jy nou plek toe stuur waar jy nie wil wees. Want as jy nie vergewe, en Johannes vergewe God ook nie, maar die sonde is op jou. Die hart van geduld, jy sê my moeder het nie hoor. Sy het my gelooi, en ek was stil. Maar hy het geduld.
Nie waar nie? Om haar kinders te help met liefde. En niemand kan pyn wegsteek soos 'n vrou, soos 'n moeder. Niemand kan pyn wegsteek soos 'n moeder nie, hoor. Hart wat groot is om al haar familie in te pas. Daar's altyd 'n plek. It's like a taxi, always a place for one more. So is die hart van 'n moeder. Dis nie so nie. Hart wat seer kry. Soos seer kry as 'n familie ongelukkig is. Het jy ooit 'n argument met haar gehad? As jy weer kyk is, of jy drink koffie, of jy gaan winkels toe. Is dit nie waar nie? En jy shop till you drop. Jy sien dit net op die kredietkaart. Hart van verstaan om te verstaan as hy teleurstelling gehad het. Hart van blydskap, so bly te wees as 'n kind gelukkig is. Ons het 'n bietjie van haar moeder gepraat en ek sê vir haar, ek wil altyd weet, het hulle 'n gesegde gehad? Want baie vrouens het 'n gesegde. Wat jy sê sal jy maai. En hulle sê, baie keer sê hulle vir my, but you can't say it in the church. Sy was baie lief vir country musiek. Ek vra haar, wat se tipe kos was jy maar lief vir? Sy krap. Sy sê seekos. Seekos. Sy was lief vir diere. And someone that loves animals so deep. Sy was lief vir katte. Sy was lief vir katte. Ek sê, het jou ma jou ooit raad gegee wat altyd by jou sal bly? Sy het gesê ja. Gee altyd jou beste. Probeer altyd jou beste. Dis goeie raad. Ek sê in raad, het sy 'n goeie raad gegee. Sy het altyd gesê, wees die vredemaker. Want aan sulkes behoort die koninkryk. Aan sulkes behoort die koninkryk, my geliefde. Charlene, wat sal jy sê? Ek hoor jou in my lag. Ek voel jou in my trane. Ek sien jou in my drome. Ek hunker na jou in my hart. Jy was koeland. Jy was die koeland op my voorkop as ek siek was. En die troos in my angs. Jy was die skouer vir my hartseer. Jy was my eerste tuister. Ek vra die mens altyd, waar was jou eerste tuister? Hier sien dan noem hulle naam, Bedford View, JP, allerhande. Jou eerste tuister was jou ma se moeder skoot. Wie was jou eerste vriend? Jou moeder. Wie het jou eerste drukkie gegee? Jou eerste soen, jou eerste glimlach, jou eerste was jou moeder. Jy was altyd in my gedagtes en in my lewe gewees. Niks sal my gevoelens vir jou laat kwyn nie. Nie tyd nie, plek of selfs die dood nie. Dit was 'n eer om jou as my moeder te hê. Sy het hierdie ene uitgekies. Onvervangbaar is jou plek. Because no one can replace them. No one can replace them. Onmeetbaar is die liefde van jou, my ma.
Jou stem word gemis, jou raad word na gesoek. Jou glimlag word onthou, oomblikke vasgevange in 'n foto. En dis al wat jy oor het. Dis herinneringe in 'n foto. Dis al wat ons oor het. En ons moet seker, want daar kom 'n tyd wanneer jy hulle altyd wil terug hê. Want hulle sê vir my pastoor, as ek net nog 1 minuut, net 1 oomblik met my geliefde kon terug hê. So dinge alles gereed. As ek net geweet het, sy sou dit nie maak nie. As ek net kon verstaan het, sou dinge anders gewees het. Sou ek dinge anders gedoen het. Meer waardeer het, meer geweer het. So sê hulle vir my. Is die waarde van miljoene, soveel wense, nog tyd, net 1 drukkie, 'n laaste groet, maar ek weet, jy is by my, jy is lief vir my, jy leef voort in my hart, jy is my engel in die hemel, ek is lief vir jou my ma. Op haar skoot saam gevou, die jare se spore en haar oë so blou. Nog steeds is daar niks wat sy nie kan verstaan. Al voel het vir my of die wêreld vergaan. Hart van my moeder, so kosbaar soos goud. Ek sal haar vir ewig met my liefde vertrou. My moeder, my mama, ken my vreugde en smart. Niks is mooier as liefde in 'n moeder se hart. Sy altyd gedeel, niks wat ek sal vra, is vir haar ooit te veel. Geen sonde van my is vir haar ooit te groot. Sy sal my ook nooit in haar lewe versloot. Die hart van my moeder, so kosbaar soos goud. Ek sal vir ewig met my lewe vertrou. My moeder, my mama, ken my vreugde en smart. Niks is mooier as liefde in 'n moeder se hart. Hart van my moeder, so kosbaar soos goud. Ek sal haar vir ewig met my lewe vertrou. My moeder, my mama, ken my vreugde en smart. Sy is my lewe, my liefde, sy is die roos van my hart. Van my hart. Wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo
korale. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Amen. Ons gaan nou oorgaan na die hulpbeleid toe. Ons gaan die slideshow net daarna wys. Kathleen, bye dankie hoor. Vandag is ons hier om die afsterwe van 'n baie awesome vrou te vier. Haar het vind ek verkeerd gestaan, sy was altyd daar vir almal. Ek het seker almal 'n spesiale herinnering van Tannie Ellen, want sy het definitief 'n impak op my lewe gehad. En my hart besweer vandag, was ek in 'n rus. Ek weet ek gaan die oproepe en geselsies baie mis, en haar boodskappe. En as sy sê, ek vat geen shit van niemand af nie. Ek is seker almal in dit al gehoor. So waar ons laat onder gesels het en gesê het ons moet daar kom haal. Maar dan weet sy nie waar sy is. Sy sal ons bel in die aand en sê, hoor, kom haal my, dan weet sy nie waar sy is, en ek ons daar gaan soek. Want door die Kersdae wat ons almal saam gehad het op Lennox as familie, en hierdie laaste Kersfees wat sy by ons kom kuier het. Ek weet sy laaste leemte in ons almal se harte, maar herinneringe sal nooit sterf nie, en ons is baie lief vir haar. Dankie. Ons gaan kyk na die skyfie vertoning, baie dankie. Achterblijven, maar ik zal
Is daar iemand wat sê ek wil iets sê? Anybody that wants to say, I'd love to say something. You're more than welcome to say thank you. Good day, everyone. I'm Ellen's neighbor from the complex. Yeah, I can only say we had great times. She was a beautiful person, friendly, always there for people, and she'll be surely missed. I mean, I just remember all the fun times we had. Weekends, used to sit and have bras, little coffees, drink, whatever. And she was always there in the complex to help people, to make sure things ran 100%. Everything had to be on tap with her, and it was the right way, and that was it. And to the family, to everyone, yeah, she'll be surely missed. And may Ellen rest in peace. We love you, and you all as well. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you very much. Ja, the Bible tells us to appreciate everything, eh? Amen. Enigiemand anders? Jy gaan nie spyt hê en sê ek moes iets gesê het. Of gaan jy dit na die tyd sê? Hallo, ek is Molly. En ek het net 'n vriende geraak in die kompleks. And that was lovely because she came every day because I'm retired, so I want to have the time of my life. Just to sit at home and have coffee. So every time it was the biggest, it's such an honor to have known her because you could actually go to her with anything. She was absolutely a lovable person, and we all have fights there. It's always, it goes to a lot of people, and we were actually fighting with the same people, so it was a nice discussion. What happened, and then we'll have some coffee, and sometimes it's a sandwich or a rusk or a cookie, and then she'll say, listen, I must go now, I have to go and watch my soapies, because she was doing a little catch up, and I actually want to ask Charlene one day to come and do all this technology on our team, but we just want to thank the Lord that I could know such a beautiful person. She was inside, outside, and anybody could actually just go or phone, just as the electricity on again because the generator is still on, or then she'll say, yeah, just remember to actually put your geyser off because otherwise we have problems with the insurance companies and things like that. But I just want to say to Charlene, you will be very proud of her lovely mother. I'm a mother myself, and I know as the pastor actually read that beautiful, ode to a mother. We know that is how your mother felt about you. She was so proud of you, and every time we were telling us that you actually help her with some computer things and setting in the TV and things like that. And everybody, I don't know you all, just know how people have. Thank you for meeting you all. And we know that you feel the same as me. And thank you, Pastor, for a beautiful service. And I hope that everybody can actually take that to heart, that we will actually, I'm actually speaking English now, I'm actually Afrikaans, but for my English friends. And that also loved her. And thank you for that beautiful service. And I hope when we walk out here, that we will go back home and call out to the Lord. And that know that Ellen was a lovely person, and I'm sure that she has made peace with the man upstairs, and she will wait for us
at the gates of heaven, at the pearly gates. And thank you for everybody that came and honor her day. Thanks. Thank you very much. Anybody else? Ons gaan nou oorgaan na die bedanking. Dan het my net gevra om die bedankingsnamens wat te doen. Eerst wil ons vir pastoor Edward sê baie dankie vir die mooi boodskap wat hy vir ons gebring het vandag. En dan wil ons dankie sê aan Afbok vir hulle goeie professionele diens aan ons. En dankie aan al die familie, vriende, kennisse wat vandag gekom het om my laaste eer te betoon aan Tannie Ellen. Dit word opreg waardeer. Chantel, baie dankie vir al jou liefde en bystand. 'n baie spesiale dank aan die ICU verpleegpersoneel by die uit hospitaal wat so mooi na Tannie Ellen gekyk het. Baie dankie vir al die boodskappe en oproepe van almal gedurende Tannie Ellen se siekte. En dan Kathleen. 'n baie spesiale dankie vir al jou bystand. Toe Tannie Ellen in die hospitaal was en dit al die reëlings van haar gered het. Dit word opreg waardeer. En dan wil ek van my kant af ook vir sê, baie dankie vir die bystand wat jy aan my gegee het, wat ek nie kon wegkom met werkverpligte nie. Daai donderdag toe sy die slegte nuus gekry het, ek het skaars vir jou boodskap gestuur, maar weet jy, dit is op pad na toe. Ek was weer opreg. Gaan julle celebrate na die tyd? My geliefde, ons het tot die einde van die diens gekom en ek gaan vra laat ons staan, laat ons ons hoofde buig en voetjies sluit. Baie dankie. Let's bow it, close our eyes. Helen Magdalene Visser, van stof is jy geskape, tot stof sal jy terugkeer. Rus en vrede. Vader, dit is net te veel en te hartseer om iemand wat ons so lief gehad het aan die dood af te staan. Maar Vader, ons vertroue is in U, want ons weet U is met ons. U sal ons nooit verlaat of begewe. En Christus het gekom om lewe te gee in lewe in oorvloed. So Vader, ons berus onsself in dat die dood verslaan is. In Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Mag die Here Ellen se herinneringe seën, U seën en troos die wat tree. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Want hy is die enigste ene wat jou daai vrede kan gee. Ek gaan vra dat ons die deur oopmaak en dan gaan ek die laaste liedjie speel, dan gaan ek jou groet by die deur. Gaan vertel iemand dat jy hulle lief het, of gaan sê net vir iemand, vergewe my asseblief. Amen.
Tell someone you love them, or tell them, please forgive me. Would I still know you if I saw you once more? Would you still feel the love we had before? I know there's peace now. Where you softly lie, I miss you every day.